Hartlike goeiemiddag, dierbares, wees begroet in daardie geseënde naam van Christus Jesus. Ek wil vandag net voortbou op die woord wat ek gepraat het oor vertragings van gebede. Deel 1 het ek gespreek oor onbeleide sonde wat 'n hindernis is, gebede vertraag. By punt 2 te gepraat oor onvergewensgesindheid. Wanneer ons staan om te bid, dan moet ons vryspraak lewer, wat baie belangrik is. Die derde ding het ek gepraat oor verkeerde motiewe, waarin ons welluste basies bid en nie ontvang nie. Dan die vierde gedeelte was die ongeloof, wanneer ons gedurig deur bid en twyfel, waar die Here dan basies nie antwoord nie. So dit is die vertragings in die gebede. Vandag wil ek die deel 2 gedeelte doen waar ek praat oor die 5de punt oor ongehoorsaamheid. Spreuke 28 vers 9 sê: hy wat sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebede is 'n gruwel. So dit wil sê, as ek nou praat van gruwel, dan kan 'n mens basies sê, dis 'n blokkasie. Prys die naam van die Here. Wanneer jy jou oor wegdraai van die wet af, wat sê die wet? Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie, prys die naam van die Here, valse getuienis teen jou naaste spreek nie. So dit is wat die wet sê. En baie kere dan word daar maklik valse getuienisse gespreek teen jou naaste. Jou naaste is die mense wat saam met jou werk. Die mense wat baie kere in jou huis is jou naaste. Jou naaste is die mense wat langs jou bly, jou bure. Spreek valse getuienisse. Halleluja. Maar vandag wil die Here vir ons sê, omdat ons nie die wet gehoorsaam nie. Amen. Is dit 'n blokkasie? Is deel van ongehoorsaamheid. Halleluja. Terwyl ek hierdie gedeelte nou so bepeins, laat dit by die gedagte kom dat ons wil nie na God luister nie. Maar ons wil hê God moet na ons luister. Halleluja. Ja, ek wil hê die Here moet afslaan as ek bid. Die Here moet antwoord. Maar ek wil nie sy wet gehoorsaam nie. So is belangrik dat ons moet kyk na wat hou my gebed terug. Wat maak dat my gebed vertraag word en ongehoorsaamheid. By punt 5 is dit. Dan die 6de punt is geestelike oorlogvoering. Baie kere dan verlang ons dinge van die Here af, maar ons is ook nie bereid om geestelike oorlogvoering te doen nie. Halleluja. As ons aan kyk wat in Efesiërs 6 vers 10, waar hy praat van eintlik my broeders word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Dan praat hy verder in vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die demone, die owerhede, al die goed werk in. Prys die naam van die Here. En ons moet gedurig deur oorlog voer. Ons bid en vra vir dinge, maar ons doen nie oorlogvoering. En oorlogvoering moet ons spesifiek voor tyd maak. Hoor net wat sê Daniël 10 vanaf vers 12, hy hele gedeelte tot 28, waar die woord basies verklaar van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om te verstaan en jou voor God verootmoedig het. Jy sien, ons verootmoedig ons buig op ons knieë. Prys die naam van die Here. Baie kere staan ons om te bid. Is jou woorde gehoor van die eerste dag af, toe jy gebid het, vir iets spesifiek wat die Here vir jou moet doen, het die Here jou gehoor. Maar die vors van die koninkryk van die Persie
het my 21 dae lang teëgestaan. So dit wys vir ons, daar's 'n teenstand. Hier praat dit van 'n force. Amen. Nou demone is force. Hulle blok. Amen. Bose geeste is force. Daai force wat toemaak dat ons gebede nie kan deurkom nie. So ons moet verstaan, ons moet gedurig deur oorlogvoering doen. Amen. Na die 21ste dag, toe moes die vyand dit wat die Here aan Daniël beloof het, moet hy losgemaak. Hy kon nie meer, halleluja, vashou nie. Daar's blokkasies wat ons moet losmaak. Ons kan ewenswel, tye kan ons ook aan die einde van die dag deur ons gebede bepaal, wanneer ons spesifiek bid om die tyd in te kort. Amen. Die Here kan die tyd inkort. Halleluja. Maar dan moet ons geestelik oorlog voer, om dit te kan oorbrug. Die 7de vertraging is God se wagtyd. Amen. Halleluja. Ons wil nie wag nie, ons wil onmiddellik hê die Here moet deurkom. Amen, dierbares. Maar Prediker noem hierdie ding baie 3 vers 1, hy sê alles het sy tyd. Halleluja, soos wat God het bepaal. As gedeelte wat sê alles het sy bepaalde uur. Halleluja. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Halleluja. Baie kere dan bid ons man moet gered raak, ons vrou moet gered, ons kinders moet gered raak. Maar dan raak ons ongeduldig. Halleluja. Want ons wil nie wag nie, ons is haastig. So vanaand bid, môre met die kind die Here dien. Vanaand bid, vandag met die kind prys die naam van die Here, die wyn los. As ons van nou vanaand bid, môreoggend moet die tik weg wees. Nee, dierbares, daar's 'n wagtyd. En die wagtyd is alles het 'n bepaalde uur, soos wat die Here dit bepaal. Amen. Halleluja. Here, ons gee aan die eer. Ons gee aan die prys waar jy net vandag kom en ons 'n bietjie kom leer, Here. Halleluja. Oor 'n wagtyd, Here. Daar's 'n bepaalde uur wat U vasgestel het. U ken alles, Here. Halleluja. U ken die tyd wat mense gered moet word. U ken die tyd waar daar transformasie plaasvind. U ken die tyd waar net groot voorsiening gaan kom. Maar Here, U maak ons ook bewus, ons moet geestelik oorlog voer. Ons moet teen die vyand kan, halleluja, staan. In die geloof in sy werke, kragteloos stel. Maar Here, U wil ook hê ons by die plek kom waar ons nie meer ongehoorsaam is. Halleluja. Dat dit 'n gruwel voor U is om ons te verhoor nie. Help ons in hierdie middaguur en seën ons in Jesus naam. Amen.